Baie welkom by Vredelust Gemeente se Kersproduksie 2025. 'n Produksie oor die ware betekenis van Kersfees, die feit dat vir ons die grootste geskenk gegee is, Jesus, die lig in 'n donker wêreld. Met pianis, sanger en liedjieskrywer Johan Huystek in samewerking met Vredelust Worship nooi ons jou nou uit. Staan saam met ons en kom ons aanbid die seun vir ons gebore in die stad van Dawid, Jesus Christus. We will sing, sing, sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing.
Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plain repeat the sound in joy, repeat the sound in joy, repeat, repeat the sound in joy. We will sing, sing, sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing. We will sing, sing, sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Joyful, joyful, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee, lily as the sun above. Loving Father, Christ our brother, let Your light upon us shine. Teach us how to love each other. Lift us to the joy divine. We will sing, sing, sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Joy to the world. Welkom ons stille nacht van vrede onder die suiderkruis. Vuil stemme uit die jou verlede oor sterrevelde reis. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Hoor jy hoe saag die klokke buie in nieuwe oude taal? En selfs die nachtelike sweye vertel die ou verhaal.
ook nou sy warm liefde, as ons die dag gedenk. Toe hy sy seun aan ons gegee, ons grootste Kersgeskenk. Christus kom, Christus kom, Christus kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Christus kom, Christus kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Baie welkom, julle kan julle sitplekke inneem. Ons as herders, ons is nie gewoon aan lig in die nag nie. Nee, ons leef in skaduwees, in donkerte, sterrehemel, stilte. Ons leer om te luister, nie net met ons ore nie, maar met ons hele lyf. Geblaf daar ver die wind skuif, en soms 'n klip wat rol. Dis ons weet wat aangaan. Nou daarin nou, was niks besonders nie. Dit was vir ons maar net nog 'n nag. 'n klein vuur, 'n paar moe manne. Nou, ons het gesit en stories vertel. Stories wat ons al by elke dag maar oor en oor gehoor. Vele kere elke ou sy storie maar vertel. Wie sy skaap verloor het. Wie sy vrou vir hom kwaad was. En wie sy kinders gereeld geraas het. Hy was maar bly hy is in die veld. Ons het gesit en stories vertel oor en oor van mekaar. Ja, en een van die groot stories. Wie nog glo dat ons God regtig eendag sal sien. Ek het nie eers die lig gesien nie. Dis Ruben. Ruben het net ewe skielik stil geword. Stil geword. En dat ek langs hom sit en hy so opkyk. Toe weet ek, hier is iets besig om te gebeur. Nee, ster nie,
nie 'n weerlig nie, dis soos lig wat asemhaal, wat hier rondom ons beginne beweeg. 'n Geweldige groot, vreemde, nuutsheid beweging. My eerste gedagte, broers, is nag. Vandag is ons almal dood. Die einde het nou vir ons aangebreek. Dis dit, is die einde manne, die tyd is verby. Hoe kan 'n mens ooit dieselfde wees, nadat so iets met jou gebeur? En toe die klank, nie 'n groot lawaai nie, maar dis 'n volheid, 'n vol klank, 'n warm klank, 'n stem wat hier kom en so diep deur jou vel trek. Eers 1 en 2000, al hoe groot en al hoe sterker. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. En dan sal ek hy stem nooit vergeet nie. Moenie bang wees nie, sê hy. Het is maklik vir 'n engel om te sê nie. Ek het gedink, as jy my nou sien wat hier binne my hart aangaan, dis 'n groot stuk benoudheid en vrees hier binne in my. My hande het gesweet, is winter, maar my hande was op plat gesweet en my hart het so getoef, toef, hier binnekant in my. Dis interessant, die engel kom sê, die engel kom en hy praat, hy sê, hulle bring goeie nuus, wonderlike nuus vir ons. Vreugde vir almal, vir alle mense, vir ons, vir die herders, vir almal. Nie net vir die priesters nie. Dit was my groot een. Nie net vir priesters, die geleerde manne, of die ouens wat die skrifte uitlê en ken nie. Maar vir ons, eenvoudige herders hier in die veld. Ons stikkende, vuilhande mense. Ek het probeer verstaan, waarom sou ek nou juist hier na ons as herders kom? Het klink vir my, ons is die eerstes wat hierdie boodskap gekry het. Nie in 'n tempel nie, of 'n aankondiging deur iemand wat 'n titel het, of 'n aankondiging aan iemand wat 'n titel het nie. Nee, ons wat skaapwagters is, stof daar het en ja, elke dag maar op dieselfde plek is. Maar dalk, ek onthou, my pa het my altyd vertel. My pa het gereeld vir my hiervan vertel. En hy het nogal gesê, my seun, God gebruik eenvoudige mense. Hy gebruik alle mense, maar hy gebruik eenvoudige mense ook. En ons is so geneig om dit mis te kyk. En ek het gedink, saam my pa, dalk kies hy juist mense wat nie het nie, of wat nie baie is nie, of wat nie groot is nie. Sodat hy, wat ons kies, dalk alles kan wees. My pa het my altyd geleer, hou vas aan daai ding. Moenie jouself onderskat nie. Moenie julle self onderskat nie. Die Here gebruik ons almal. Hoe die toe begin ons hardloop. Ek onthou hoe Ruben op 'n stadium sy staf laat val het en die agtergebly het en hy wil nooit sonder sy staf voortgaan nie. Hy wou nie eens terugkyk nie. Hy het dadelik voorheen gehardloop, vooruit gehardloop, oor klippe gestruikel, die heuwels af. Ons wou uitkom by hierdie plek waarvan die engele gepraat het. Maar een ding weet ek vandag, as ons op daai stadium geweet het, wat die impak van daai ontmoeting op ons lewe gaan hê, is groot, is massief. Dis sien ons die stal, so klein liggie, so anders as daar in die veld. Nie 'n engeleskare nie, net 'n jong meisie, 'n moe man, ek kan sien in sy oë, hy is moeg, en 'n kind, 'n babietjie. Ek het nog eens gewonder, nou waar oor die hemel dan nou so geskree? 'n baba, so klein, so broos, so gewoon. En tog het daar iets in daai oomblik in die stilte met ons almal gebeur.
Ek het gevoel hoe iets hier binne in my, ja, hier van diep binnekant af oop skeur. Dit is asof daar so nuwe asem in my ontstaan het. My eerste reaksie daarna, ek het neergekniel. My broeder saam met my daar neergekniel. Niemand het gesê ons moet nie. Ons kon nie anders nie. Die oomblik was net so groot en so heiligs. Ons kon nie anders as om neer te buig en nie te weet. Hy is vir die engele gesê hy is. En daar tussen strooi en skaapreuk het ek iets ontdek. Die lig wat ons daar buite in die stad gesien het, in die veld, buitekant die stad. Daai lig was nie bedoel om net daar te bly nie, daai lig het hiernatoe gekom. Hier voor ons, in menswees, in die kleine babakind, in eenvoud, die helder lig, op so anderste manier, die lig vir ons wêreld. Nou later toe ons teruggaan, sê ek vir Petrus, die mense gaan ons nou nooit glo wat ons hulle nou vertel. Hulle sê ons altyd ons jok en ons weet nie waarvan ons praat nie. Ou Petrus net gelag. Hy sê ou broer, dan vertel ons dit vir hulle totdat hulle dit glo, maar hulle gaan hierdie storie hoor, oor en oor en oor en oor. En dis hoekom ek nou hierdie storie vir julle vertel. Nie omdat ek slim is nie, ek's 'n herder. Maar die job as 'n herder. Maar omdat ek die lig gesien het, was by hom. En sodra jy die lig gesien het, jy kan hom nie weer ontsien. As jy hom eers gesien het, is hy vir ewig in jou vasgemaak. Die hemel het daardie nag oopgegaan. Nie net vir ons nie, maar vir almal, vir my, vir julle, ons almal. Hier buite die deure uit, vir ons wêreld. Die lig het gekom. En veral vir die wat nog sit en wag in die donker. Nooi jou uit, staan saam met ons en ons sing saam. Met middernacht word feestlik weer verkondig dat God as mens weer gedaan het na ons te bevry van die mag van sonde en ons te red van die dood en die hel. 'n nuwe hoop vervul die hele aarde toe daardie nag gebore is die Heer. Kniel voor hom neer, kom bring hom lof en eer, want dis Kersfees, dis Kersfees.
hoogste. Loof die Heer, loof die Heer, loof die Here. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Here God in die hoogste hemel. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Here God in die hoogste hemel. Herders op die ope velde en die nacht die engelkoor en die blye evangelie by die hemel aangehoor. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Here God in die hoogste hemel. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Here God in die hoogste hemel. Hoor die blye engellied, hoor die blye engellied, hoor die blye engellied, hoor die blye engellied, aan die koning seën gebied, vrede op aarde, God die eer, hy daal tot die mensdom neer. Almal juig met hart en stem, God word mens in Bethlehem. Hoor die blye engellied, aan die koning seën gebied. Hoor die blye engellied, aan die koning seën gebied. Hoor die blye engellied, hoor die blye engellied, hoor die blye engellied. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Here God in die hoogste hemel. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Here God in die hoogste hemel. In die hoogste hemel. Loof die Heer, loof die Heer, loof die Here in die hoogste. Loof die Heer, loof die Heer, loof die Here. Baie dankie gemeente, julle kan my julle sitplekke inneem. Die lig het gekom, amen. Het hy vir almal gekom? Amen. Is daar die wat voel dat hy dalk nie gekom het nie? Ja. Is daar iemand hier onder ons wat kan sit en wonder, het hy regtig gekom? Ja. Ons werk, oral waar ons beweeg, het die lig gekom. Ek dink daar is soveel mense wat ons stories verteenwoordig, die wat sê, soos wat die herder ook vertel het. Party het gesê, jongens, wag al so lank dat hy kom, is hierdie nie maar net nog 'n storie nie. Ander wat sê, ja, hulle sê hy het gekom, maar dit lyk nie vir my asof hy gekom het, ek sien wat hier gebeur het nie, het hy nie gekom. En dan is daar weer ander wat sê, nee, wat, dit is maar net 'n ou storie. En dan is daar die wat sê nog, maar hy moet nog kom. Maar ons, wat met hom ontmoet het, is die herder wat die lig gesien het, die kindjie vasgehou het, om hier in ons hart geneem het. Ons weet, hy het gekom. Maar selfs al het die lig gekom,
kom ons op daai plek in ons lewe, waar dit vir ons partykeer voel, waar is die lig? Waar is die lig? En ek roep, Here, Here, Here Jesus, maar dit is donker. Jy het jou werk verloor. Dit is donker. Volgende jaar lyk onseker, dit is donker. Jy is gediagnoseer met 'n dodelike siekte, dit is donker. Jy land in 'n situasie in jou werk waar jy weet jy totaal onregverdig behandel word. Dit is donker. Jy het die geliefde persoon in jou lewe verloor. Dit is donker. Natuurlik is die Here daar. En almal sal dit vir ons sê. Moenie bekommerd wees nie, die Here is jou herder. Hy is met jou. Ek verstaan hoe jy voel. Moenie bekommerd wees nie, die Here is daar. Maar in daai oomblik beteken daardie woorde vir jou niks. Dit is asof die lig net nie wil oopgaan of aangaan nie. Was jy al daar? Was jy vrymoedig om dit hardop te sê? Dalk sit jy nou daar. Jy weet hier in jou hart, hy's gebore. Vier dit nou. Maar dit is donker. Die lig is nie daar nie. Jou lewe lank 'n antwoord vir alles. In 'n oomblik is jy stom. Jy seer, jy stikkend alleen. Jou winter het gekom. Jy wens jy kon sê hoe jy voel. Praat oor die donker in jou gemoed. En selfs alles mense om jou voel jy steeds alleen, so alleen. Voel jy steeds alleen, so alleen. Dis of niks in die lewe meer sin maak. In 'n oomblik is alles verby. Jy's moedeloos, onseker, jy's bang. Wat is 'n winter wat gaan bly? Jy wens jy kon sê hoe jy voel en praat oor die donker in jou gemoed. En selfs al is mense om jou, voel jy steeds alleen, so alleen. Voel jy steeds alleen, so alleen. Ja, selfs al is mense om jou, selfs al is mense om jou, voel jy steeds alleen, so alleen. Voel jy steeds alleen, so alleen. Ons weet die woord sê, alles gaan oukei wees vir hulle wat aan hom behoort, vir hulle wat hom lief het. Maar ons gaan in daai plekke waar ons sit en ons voel nie, is donker.
En die uitnodiging in die woord is juis na die lig wat teenwoordig is, daarvoor wakker te word. En is dit maklik? Nee, hier is mense wat vanoggend in die gehoor sit, wat vir jou gaan sê, dis met tye baie moeilik. En soms voel dit of die lig net nooit wil oopgaan nie. Hier in jou hart weet jy wat jy weet, maar die lig, hoe dit in jou lewe werk, hoe jy voel, hoe die donker met jou maal, en jy na verskillende plekke in jou emosies vat, voel dit net vir jou asof die lig nie wil deurbreek nie. Die Here Jesus was self ook daar in sy lewe. Onthou jy toe in Getsemane gaan bid het? Hy gesê, Vader, asseblief, as dit moontlik is, laat hierdie donker beker, die bitter beker by my verbygaan. Het dit vir hom gebeur? Nee. Teruggegaan, sy disippels, nie eens saam met hom gebid nie, mense om jou, jy weet, jy's alleen. Maar daar die belofte van die lig, wat in Jesus Christus na ons toe gekom het, bly die heilige, goddelike waarheid. En dit is so, dat ons partykeer deur daai seisoen gaan, en dan daarna terugkyk en ontdek, die lig was daar. So kom ons beweeg na die lig toe. En as ek sê beweeg na die lig, hy's by ons. Kom ons word wakker vir hom. En daar's 'n manier hoe ons vir die lig kan wakker word, is om vas te hou aan die woord, vas te hou aan die eenvoudige psalm, soos Psalm 23 wat Dawid skryf, die Here is my herder, ek het niks nodig nie, hy is by my. Maar ook om sy woord oop te maak daar, om hiernatoe te kom, is om die lig te ontvang, om in stilte by hom te gaan sit. Ek het nie antwoorde nie, jy weet hoe ek voel, ek kan so rou eerlik wees hier by u, in hierdie moment, en te sê, my siel word stil tot God, my siel word stil tot God, van hom is my heil, en partykeer klink daai woorde van hom is my heil, is dit so gesukkel om dit te sê, maar hou net aan om dit te sê, God is my heil, hy is by my, en hy is met my, en ons gaan dit nou saam doen, en ek wil jou uitnooi, met jou lewe daar waar jy nou is, met jou donker, met jou bly, met jou goed voel, sleg voel, waar jy ook al is. Kom ons gaan net vir 'n paar oomblik en ons gaan nou saam by die Here sit, by die lig sit. Ons gaan 'n gebedssang sing, net so uit die woord uitkom. En ons gaan so by herhaling sing, en dit gaan ons help om hier van ons kop af na ons hart te gaan. Ek sal vir ons so een keer sing, en dan begin jy om saam sing, en dan kan jy later al sagter begin sing, en rustiger sing. En dan gaan ons net vir 'n paar oomblikke doodstil sit by die Here. Kom ons gebruik die lied om te praat met die Here, te sê ek kom sit hier by u, maar in die stilte, sit net by hom, raak stil en luister en voel en ervaar. Dis dalk die gesprek wat vandag begin en nog lank gaan aanhou. My siel is stil tot God, van hom is my heil, van hom is my verwagting, wees stil tot God, my siel, kom ons sing dit saam, my siel is stil tot God, van hom is my heil, van hom is my verwagting, wees stil tot God, my siel is stil tot God, van hom is my heil, van hom is my verwagting, wees stil tot God, my siel
stil tot God, my siel. My siel is stil tot God. Van hom is my heil. Van hom is my verwagting. Wees stil tot God, my siel. My siel is stil tot God. Van hom is my heil. Van hom is my verwagting. Wees stil tot God, my siel. My siel is stil tot God. Van hom is my heil. Van hom is my verwagting. Wees stil tot God, my siel. En nou sit ons net by die Here. In hierdie stil moment, die uur van veiligheid, kom buig ek dekadent voor die onbeperkte heiligheid. Vergeef my stomme huiwering, Heer, ek vra u gees se suiwering. En hierdie eenkant kom, die soek na vastigheid, is al my slimheid dom, voor die skepende almagtigheid. Ek buig hier in my geskapenheid, voor die maker van die erdekruik. Kom vaai o Gees oor hierdie stof, kom praat hier diep in my, verander klag en maak dit lof, bevry my van my slawerny. Kom vaai o Gees oor hierdie stof, kom praat hier diep in my, verander klag en maak dit lof,
veiligheid. Buig ek dekadent voor die onbeperkte heiligheid. Vergeef my Here my stomme huiwering. Ek vra U Gees se suiwering, ja, U lig in my duisternis. Gemeente, die lig het gekom. Kom ons staan en ons aanbid hom saam. Joyful and triumphant.
Here sit ek in jou. Ja, en die lig is hier. Ons sien hom nie vandag meer in die krib nie. Ons beleef hom heeltemal anders. Hy is hier in ons en hy woon in ons. En ek weet nie wat jy doen in jou lewe om bewus te raak van hom elke dag in jou lewe. Dit is hier nou. Net om wakker te word van wat hier is. Want hy is altyd by ons. Maar soms raak ons so vasgevang en verstrengeld in alles wat ons moet doen en dit is die lewe. Maar stel jou voor, jy begin 'n ontlewe ontwikkel waar jy voortdurend bewus is van hom. Nie net wanneer jy alleen is by hom nie, maar wanneer iemand na jou toe kom en jy in gesprek met iemand is en jy weet, maar hierdie is 'n goddelike ontmoeting. Want God kom in alles en almal na ons toe. En so kom God ook na mense in en deur my eie lewe. Ek het in my lewe 'n manier gekry wat my gehelp het, om met my introvert persoonlikheid bietjie uit my top uit te klim en met mense op 'n ander manier te connect. En ek gebruik stories in my lewe om by mense te sit en doelbewus te sit en luister na stories en die stories neer te skryf. En dan in die aand dan doen ek refleksie, noem dit eksamen, waar ek sit. Waar het ek vandag die Here gesien in my lewe? Dan kyk ek veral na, waar was my wonderlike moment gewees? Waar was vir my 'n slegte moment gewees? Ja, en waar in dit alles het ek die Here gesien? En dan om die Here daarvoor te dank, en te gaan slaap en die volgende oggend weer wakker te word. Tel my kombers op, sê ek dankie Here vir die nuwe dag. U is hier by my en u is met my. Ek deel 2 gesprekke met julle, waar ek beleef het, hoe die Here ook deur ander persone na my gekom het. My moeder, wat 'n interessante dame. Ek gaan net julle vir myself luister. Op haar 80ste verjaarsdag het ek vir haar gevra, Mama, vertel vir my bietjie, hoe is dit om 80 jaar oud te wees? En ek nooi jou uit om te luister. Dalk voel jy ook hoe die lig na jou toe kom in haar woorde. Kom ons luister. Wat sê mama? Ek sê, is lekker om oud te word. Hoekom? Somme. Die vreugde wat jy hier op 80 kry is goed. Is dit? As jy dink jy was vir ander 'n plesier en jy was nie 'n las vir hulle nie. Hoorie mamma, vertel my gou, jy word partykeer as jy nou siek word. Jy word mos maar min siek, maar as jy siek word, wat doen jy dan? Die Here is my herder Ja. en ek vertrou op hom. En wat se medikasie gebruik jy? Kniedruppels. Kniedruppels. Ja, Vertel my. Vertel my die kniedruppels. hè? Verduidelik my nou weer die kniedruppels, mamma. Die kniedruppels. Hoeveel gebruik jy dit en hoe gebruik jy dit? Hoe gebruik jy dit? Waar koop jy dit? Waar koop jy dit? Ja. Jy gaan op jou knieë, dan het jy dit. O. En dit hulle Engelse naam, maar net as iemand in Engels wil weet. Kniedrups. Kniedrups. Ja. Okay. Mamma, as jy nou dink oor jou 80 jaar. Wat is van die mooiste dinge wat jy kan onthou? Maar die mooiste is my 3 kinders. Is dit? Hulle was vir my plesier in my lewe en my alles in my lewe. Christus nommer 1 en my kinders was my plesier. Nou mamma, jy is so vol energie, hoe kry jy dit reg om so aan die gang te bly, nog op 80? Ek dink nie ek word oud nie. O, ekskuus vir daai Ek ene. dink ek word jong. Mens word nie oud nie, jy word jong. Dis ek nou wil oud word soos mamma en ek wil nie oud word nie, soos mamma nou nie oud word nie. Wat moet ek doen om so te bly, jong te bly? So jong te bly. Ek sou sê wat is my Raad? die Here is my herder. En die Here is 'n goeie herder. Hy kyk goed na sy skapies. Hou hy jou jong. Ja, hy kyk mooi na my. En ek weet maar jou lyfie wat jy so fiets hou, vertel ons gou van jou dieet. Ek eet nie in die aand nie. Ek eet net in die oggend en in die middag. Okay, ek dink dit is goed. Is daar aandete wat 'n mens so vet maak? Mamma en jou boeties en jou sissies? Hè? Jou boeties en jou sissies? O, ek is so lief vir my ou broer David. Het my vanmôre en hy het so 'n pragtige gebed vir my gedoen. En dit was vir my die grootste plesier dat my ou broer op 90 al, né? So 'n pragtige gebed kan gee.
Hy som vir jou En voorbeeld. my ou sustertjie. Watter Nou een? baby ou sustertjie, Ellie. Oh. Jy's vir my alles in die lewe. Ag, dis spesiaal. Mamma, baie geluk met jou verjaarsdag. Van my, jou kinders, jou kleinkinders en pappa. Ek sê ons is baie lief vir jou. So lekker om jou in ons lewe te hê, hoor. Baie dankie. Die Here is met jou. Die Here is goed vir my. Voel jy die lig? Voel jy die lig en hoor jy hoe die lig na jou kom? Ja. Vandag 12 jaar later is hy 92 jaar oud. En daai stemmetjie hoor jy nog net so. Ook die ore is nou baie swakker. En die geheue werk net sekere, ek lag soos hy 10 minute van by my, 10 minute by my sussie en 10 minute by my boetie. En ons elkeen se storie is elke keer dieselfde en anderste. Elkeen het sy eie storie. So ons vertel maar vir mekaar wat het mamma gesê oor wat gebeur het. Maar steeds hoor ons die lig in haar lewe. My dad het altyd gesê, jou ma, sy moet kontak maak met realiteit. Sy is heeltyd positief, maar sy moet bietjie met realiteit kontak maak. Maar weet jy wat? Sy het geleer hoe aan die lig vashou. Sy sal partykeer as ek kom sal sy sê, ag Johankie, dit gaan ek kry swaar, jy weet, en sy het bietjie gesukkel met gordelroos en dan sal sy so sê, maar my kind, die Here is my herder. Die lig is hier by my. Ek het die voorreg gehad om ook met my dad talle gesprekke te hê, wat ek vandag so dankbaar voor is. Op sy 78ste verjaarsdag het ek by hom gaan sit en hom gesê, Papa, ek wil vandag vir jou 3 vrae vra en ek vra vir jou om vir my die geskenk te gee om hierdie vrae van my uit jou hart uit ook te antwoord. En ek het vir hom gesê, Papa, kan ek asseblief hierdie gesprek opneem? En ek het die gesprek opgeneem en ons het begin gesels. En ek het vir hom 3 vrae gevra. Papa, wat is dit wat nou in jou lewe jou die gelukkigste maak? Die tweede vraag, Papa, wat is dit wat jou nou hartseer maak? En dan die vraag wat vir my moeilik is om te vra, maar wat ek moes vra en moet vra. Papa, wat is dit vir my lewe wat ek nou by jou moet hoor op 78 jaar? En ek het die woorde gevat, wat hy vir my gesê, die aand, ek het gereflekteer daaroor, en 10 jaar later, het papa se woorde aan my 'n lied geword. En ek sing vir jou, papa se woorde, die lig wat in en deur my pa na my lewe gekom het. Papa, jy verjaar, jy is 78 jaar lank vir ons gespaar. Papa, vertel my, wat is dit in jou lewe wat jou nou gelukkig maak? Vanoggend toe ek wakker word, het ek skoon vergeet, ek verjaar. Maar in my kar, toe ek weer daaraan dink, toe loop die trane, ek is dankbaar. As die foon lui en is jy jou sis of boet wat bel, dan raak ek opgewonde, 'n SMS lees ek sommer 'n hele paar keer. Ek geniet my bediening by die seniors, en om te kuier by wie siek is, vir my belangrik. Papa, vertel my,
is dit in jou lewe wat jou nou hartseer maak? Iets wat ek nou nog veg in my lewe, is die besluite wat my loopbaan geraak het. Ek het erg in depressie verval. Ai my kind, dit was donker, dit was nag. Ek wou nog so baie plekke sien. Ja, Zambia, Kenia, die Victoria watervalle. Maar dan sien ek daar's ander wat so swaar kry. Dan is ek dankbaar, want my jou issues is net vulletjies. Papa, vertel my, wat is dit in my lewe wat ek nou nodig het om van jou te hoor? Jy doen te veel, my kind. Ek het nie saamgestem nie. Eendag gaan dit jou vang en toe gebeur dit. Johan Geyser, ons leraar, hy praat mooi oor die goed. Jy wil nog stry, want die lig kom en jy weet dis jy. Johan, gesels elke dag met God. Want as ek vergeet, dan voel my dag heeltemal anders. En onthou my seun, jy's pa se seun. Jy's Johankie, my kind. 10 jaar later, ons weer dieselfde gesprek. Papa, jy het weer verjaar. Jy's nou 86 jaar lank vir ons gespaar. Papa, jy moet weet, ek is lief vir jou. Papa se 2 maande terug huis toe. En ek is so dankbaar vir gesprekke soos die. Ek onthou my laaste dag by hom, het God in en deur hom se lig weer na my gekom. En het ons 'n wonderlike gesprek gehad. En ek het die voorreg gehad om daardie gesprek ook op te neem. Dank die Here vir sy lig in ons lewe. Gemeente, nou nooi ek jou. Haal jou selfoon uit. Waar in die lewe het jy al gehoor in die kerk, jy kan jou selfoon uithaal. Haal jou selfoon uit, sit hom aan en sit daar die liggie aan, daai flitslig van jou. En ons gaan saam sing en jy gaan die lig aansit en jy gaan ons 'n bietjie die lig swaai as jy gemaklik is. En ons gaan 'n baie bekende Kerslied saam sing. En kom ons sluit so saam af, die lig het gekom. Kom ons staan en sing saam.
hier gebore vir ons, hier gebore vir ons. Hier gebore vir ons, hier gebore vir ons. Kom ons loof die hemelse kind, loof die hemelse kind. Vriende, ek gaan vra dat julle nog so 'n minuut gaan julle plekke weer inneem. Baie dankie dat julle vanoggend saam met ons die lig kom beleef het en kom ervaar het. Kyk, hy is seker die een wat die minste wil hê dat ons 'n handeklap moet gee, maar kom ons doen dit. Kom ons sê net dankie. Twee goed wil ek vinnig sê. Ek het geweet ek het altyd gehoor jy's goed. Maar nou weet ek jy's goed. Great. Dankie. En die tweede ding wat ek wil sê is, ek sal sorg dat jy meer Kaap toe kom, want jy kom te min hier en dat jy op hierdie verhoog vir ons kom bedien. Want ons was gevat op 'n reis vanoggend wat die lig gebring het, soos min kere tevore, indien ooit al tevore. So baie dankie daarvoor. Dit was absoluut 'n voorreg om jou vanoggend hier by ons te hê. Ons sal jou meer in die Kaap kry. Vriende, twee goed vinnig. As jy nog wil deelneem aan of deel hê aan die Kerskous projek, Brooklyn het nou Saterdag wat kom 75 haweloses hier wat nog heelwat produkte nodig het. Jy sal die lyste kry daar by die tafel. Bring dit in die week asseblief. Living Network het nog 'n paar spyskaarte vir mense wat hulle wil voorberei, droë produkte wat jy kan voorsien by die kantoor aflaai in die week. Hulle wil ook teen volgende Sondag dit finaliseer hê. So daar is 'n tafel daar by die media sentrum, gaan kry vir jou lyste en help ons om baie minder bevoorregtes so te dien en so ook net iets van die lig vir hulle te gee in 'n baie donker wêreld waarskynlik vir hulle. Dan die tweede ding wat ek vir jou wil vra is, asseblief, hierdie word vanaand herhaal. Kom self, kom weer, maar bring almal saam, of vertel vir die wêreld en die volk daarvan. Jy het dit nou beleef, jy het dit nou ervaar. Sit dit op al jou socials as jy nou hier uitgaan. Vertel net die volk daarvan, vertel die wêreld daarvan, dat ons hom net so vol kry, ook vanoggend, soos vanoggend, vir vanaand asseblief. Ons gaan die Here dien met offergawes, en ons gaan dit doen in die laaste lied wat ons saam sing. Kom ons staan, kom ons dien die Here met hierdie offergawes, soos ons hom ook dankie sê vir die lig wat hy in ons wêreld gebring het. Kom
hoogste hemel. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God. In die hoogste hemel. Ons verklaar in die hoogste hemel. Loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere in die hoogste. Loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere. En vir Clement in die worship, vredes worship. Niemand beter as hulle nie. Vanaand is 6:00, ek het vergeet om die tyd te sê, kry jou flyer daar buite in die foyer om al ons Kersdienstye te onthou en by te woon. Volgende week het ons carols saam met nagmaal. Jy is baie welkom om ook weer by te woon volgende oggend 9:30. Mag die liefde van God, die een wat die lig vir ons gebring het, kom begee het, wat die plan kom maak het, deur vir ons te kom belig. En die genade van sy seun Jesus Christus, wat die lig in ons lewens ingebring het, vir ons nuwe lewe kom gee het. En die gemeenskap van die Heilige Gees, wat ons help om lig te wees, met ons wees en met ons bly, totdat hy ons weer kom haal. En ons almal sê saam, amen, amen, lekker dag almal.